Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou ja, hier is ons nou by ons vyeboom. Ons groen vye is nou lekker reg om gepluk te raak. Dit is nou nog 'n lekker werk wat hier voor lê. Ons gaan nou so lank 'n paar begin afpluk, maar die vye moet nou baie gewerk raak. So ons sal nou hier oor die naweek aan hulle werk en gaan ons verder gaan met ons video. Nou hier so 'n bietjie buitekant op die plaas. Hierdie berg hier agter ons is die Lange Berg. En hier ander kant die muur loop dan dingetjies se hoenders. Sy's letterlik heilig op die hoenders. Geen mens mag hulle skief kyk nie. En hier staan ons kersiebome. Ons kersies was nou hierdie jare mislukking en die voëls het alles opgevreet. En so aan. Nou dit is nou maar soos ons plaaswerf lyk. Hier is ons nou met ons groen vye. Ons gister by die boom gewees, hier het ons nou 'n lekker mandjie vol groen vye gekry en nog so 'n bietjie in 'n emmer. Moet die groen vye moet nou dun afgeskil raak en dan in 'n emmertjie met koeksoda water. Dit is omtrent so 4 eetlepels koeksoda op 3 liter water. Hy word nou afgeskil en dan word daar 'n kruisie aan sy onderkant gesny in die water. Nou die koeksoda water kanselleer die suur uit. Kyk, dis hoekom ek met 'n plastiek sak om my hand sit. As jy nie jou hand beskerm nie, vreet hierdie vye melk jou velle af tot op jou been. Nou die koeksoda water is nou, dit bring die groen kleur 'n bietjie terug en dit kanselleer dan die suur uit. En op die eind gooi ons nog 'n vye blaar by die kokery om die vye net 'n lekker groen kleur te gee. Okay, nou maar hier het ons nou 'n vye, hy word nou afgeskil raak. Dit is nou omtrent 'n werk hier so. My assistente het seker geweet, hulle het vanmôre die pad gevat. Ek is alleen hier so. So die vye moet nou geskil raak, oornag in die koeksoda water lê en dan gooi ons maak ons die volgende stap. Nou ja, dit is nou sommer 'n werk hierdie, maar nou ja. Hierdie groen vye is nou die eerste wat ons begin inmaak van die vrugte. Wat nou volgende kom is die kersies en dan die aprikose en dan die perskes en die pere en die appels en dan is alles sommer gelyk. Turksvye, waterlemoene, alles. So as hy sny kruisie onder aan sy blomkant in die koeksoda water. Nou ja, so skil ons en die twee assistente daarom ook opgedaag. Dit is nie vir hulle was nie, dit is van hand laat geraak is. Maar nou ja, dis nog wat oor is. Dis seker nog 2 ure se werk. Maar glo my, ons het dit nou eers gehad. Dit is nou by die volgende stap van die groen vye. Die vye moet nou sag gekook raak in skoon water. Dit is nou 24 uur in die koeksoda water gelê. Nou is die vye het nou weer lekker groen begin trek en hierdie sterk suur is dan moet tot 'n groot mate uitgekanselleer. So ons sit nou hierdie groen vye sit ons nou in die kookwater, ons het 'n vyeblaar hier ingegooi, dit help so 'n bietjie vir die kleur. Dit word net sag gekook. En dan die volgende stap is dan om dit in die stroop te kook. Nou ja, hier is nou ons eerste batch groen vye is nou uit die water uit sag gekook. Dan gaan die tweede batch in. As daai nou klaar is, dan gaan ons nou weer in die stroop kook. En dan gaan ons van die bottel soep na as dit klaar. Okay. Hier is ons nou. Nou is ons groen vye klaar gekook, ons stroop is reg. En ek kan nou maar vir ons hier invul. Dis nou 1 kilogram suiker, 1 kilogram water. Dis nou hoe sê hulle, simpel sirup en dan is hier suurlemoen en kaneel en naaltjies in. Nou ja, hy moet nou sommer 'n lekker tydjie so staan en kook. En hiervandaan gaan die bottel toe. Okay, hier is groen vye nou lekker aan die kook. Dis nou in die stroop, ook in stroop. Hy moet 'n redelike tydjie kook, sê maar so 'n uur en 'n half omtrent. En dan as hy daar klaar is,
Dan gaan die bottel toe. Ek dink hy het nog so 'n halfuur om te gaan en dan is ons reg vir hom. By ons eerste koeksel is nou klaar gekook. Lekker in die stroop, alles is reg. En hier is bottels, die bottels is nie ons gesteriliseer, proppe is 'n kookwater gesteriliseer. En nou is ons reg om te bottel. Annika, jy kan maar gou vir ons hierdie begin pak, laat ons sien hoe gaan dit. Vleis se kleur is baie mooi, alles lyk baie reg, is lekker sag gekook. Lekker, sit nou vir ons so enetjie in en dan kan ons maar die stroop gooi. Alles is baie warm. Dan kan ons die stroop gooi en dan moet ons die stroop mooi versigtig gooi, dat hy nog nie bubbles maak onder iewers in die bottel nie. As hy 'n bubble maak, dan moet hy ook maar vir hierdie lang sosaatiestokke daar insteek in hom. En die bubbeltjie laat opkom. Nou ja, ons gooi die stroop so stadig in. Daar gaan hy, ons gooi hom tot so 6 mm van bo af. Dis hy is reg so. Dis sommer raak daai. Bietjie meer aangooi. Dis hy. Okay, bol vir ons gou prop hier uit, dus om toemaak. Draai hem lekker vas. Nou ja, daar gaan hy. Nou ja, hier is ons nou by die heel laaste ronde van ons groenvye. Ons het dit nou gebottel. En toe is dit nou weer in 'n waterbad gekook nog so vir 10 minute. Dat ons net seker maak alles is dig en alles siele, alles trek in. So nou, dit is 'n kwaai groot werk hierdie. Ons wil nie daar moet voorkom nie. Nou ja, dit daar, Annika het dit nou uit. Amper daar. En dan is dit net vir labels opplak en daai het ons al. Nou ja, uiteindelik is ons groenvye klaar. Groenvye is gebottel, hier staan dit nou. Ons het dit net nou die waterbad uitgehaal, so dit nou nog net lekker heeltemal afkoel. Maar het baie mooi uitgekom. Hierso is ons eerste botteltjie nou. Hy het nou sommer ons eie label op. Daar is hy, Koelket. Nou as iemand nou so belangstel in so 'n botteltjie groenvye konfyt vir 'n Kerspresent vir sy boyfriend of vir sy man of vir sy vrou of so, gooi maar daar iets in die comment blokkie en dan sal ons kyk wat ons in die saak kan doen. Maar in elk geval baie dankie dat julle gekyk het. Dit was nou as jy nou praat van 'n se werk. Dit was hierdie